kan die storms nie beheer nie. Jy kan die sonlig nooit verdoof. Jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om op te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of op water loop. Ons dien 'n God van wonder. Jy kan die blinde nie laat sien nie, of verlandes weer laat loop. Jy kan die doofes nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Here kan, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Ek kan die wentelbane vashou, ek kan die sterre laat verskiet, ek kan die lewe wat en vorm in 'n leë moederskoot. Hy hou die kosmos in die holte van sy hande. Die Here doen, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief. Het is my 'n wonderlike voorreg om vir jou vanoggend baie hartlik welkom te heet by ons samesyn in die woord en in die waarheid van die Here. En ouer gewoonte is dit my begeerte in gebed dat wat ons doen vanmôre eerstens die goedkeuring van die Here sal wegdra, en dat jy 'n bietjie later van hierdie uitsending af sal wegstap met die wete dat jy in die woord en in die teenwoordigheid van die Here was, dat jy sy waarheid gehoor het, dat jy gekonfronteer is met dit wat hom verheerlik, en dat die Here ook in jou besonderse geval geonderneem het, vermaan het waar nodig, en ook vir jou kom bemoedig het, na gelang van die welbehaag van sy wil. Ons gaan vanoggend terugkeer na ons studie van die boek Openbaring, en jy is welkom om by voorbaat saam met my oop te maak, vers 4 tot 8, die perikoop waarop ons gaan fokus vanoggend. Maar voor ons saam bid, net 'n woord van dankie van my kant af. Ons het van hierdie afgelope week die voorreg gehad om as gemeente ons eie identiteit te registreer, ons eie persoonlike identiteit te registreer op die YouTube platform, wat dit vir ons 'n bietjie makliker maak in terme van die toekoms. So as jy in die vervolg na YouTube toe gaan en jy's reeds op die platform, tik net aan die voorkant van die webtuiste vorentoe skynstreep en dan tik jy Baptiste Kerk Kreeusdorp. En as jy dit by die soekenjin intik, www.youtube.com vorentoe skynstreep Baptiste Kerk Kreeusdorp, behoort jy direk na ons kanaal toe te gaan. Maak seker jy die kennisgewings aangeskakel en dan sal YouTube jou laat weet wanneer ook al ons nuwe inhoud plaas of laai op die kanaal, en op hierdie manier bly jy nie agter nie en kuier jy saam met ons as gemeente. Maar dankie vir jou aandeel, dankie vir jou betrokkenheid. Mag die Here ook vir jou baie ryklik seën in en deur dit. Kom ons bid saam en dan gaan ons binne oomblikke lees uit die woord van die Here. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg om vanoggend saam te kan wees in U woord. Dankie vir die Here Jesus. Dankie vir die besonderheid om vanoggend U te kan beleef en ervaar in hierdie gedeelte as die een wat ons beskik, by wie ons veilig is, ongeag die verloop van hierdie aardse werklikheid. Dankie Here dat daar vir ons 'n oord van toevlug is, 'n vesting, gegeewe 'n baie gebroke wêreld wat ons dikwels kom konfronteer.
op soveel wyse. Dankie dat ons vanmôre 'n ander perspektief het. Dankie vir die hemelse perspektief van Openbaring. En my gebed is dat u Vader getrou sal wees aan u self, dat u sal antwoord op dit wat u seun gebid het in Johannes 17, dat u hom sal verheerlik, dat die seun u ook kan verheerlik in ons, deur ons en met ons, en dat u glimlag vandag in hierdie oggend ook ons deel sal wees, soos wat ons gaan na die woord en na die waarheid van die Here. En dit bid ons ter wille van die Here Jesus Christus en sy waardigheid alleen. Amen. Ek het reeds te kenne gegee dat jy saam met my kan blaai, Openbaring 1 vers 4 tot 8. Ons kom met groot verwagting om vanmôre as te ware te kom myn uit die rykdom van dit wat die Here tot ons beskikking stel in hierdie baie kort gedeelte. Terwyl jy blaai, miskien net 'n kort getuienis vanuit my eie hart. Ek kry baie dikwels die vraag, Willem, wanneer ons 'n reeks afgehandel het, 'n Bybelboek hanteer het in die prediking, hoe weet ek dan watter boek volgende? Op grond waarvan besluit ek watter kriteria speel alles 'n rol in my eie keuse wanneer dit kom by die volgende studie wat ons gaan aanpak in terme van 'n reeks vir ons prediking. Nou, ek dink die simplistiese antwoord is om net vanoggend vir jou te sê dat ek preek gewoon die hinkering en die begeerte van dit wat in my hart kom woning maak. Ek kan nie vanoggend aanspraak maak op die feit dat ek in enige opsig bonatuurlike leiding kry vanuit die hemel of vanuit die Here nie. Daar's nie bonatuurlike ervarings, ek hoor nie stemme nie, ek sien nie gesigte nie, ek droom nie drome nie. Ek is oortuig dat die Here maar net hier innerlik kom werk en getrou aan homself daardie hinkering ook in my kom plaas ten opsigte van sy woord, en dan glo ek dat die Here se tydsberekening altyd perfek is, en so ook met dit waarmee ons tans besig is. Ek weet dat ons nie per ongeluk of per toeval beland het waar ons is in hierdie reeksstudie van die boek Openbaring nie, gegee ons eie persoonlike konteks in terme van die hier en van die nou, as ons kyk na wat aan die gebeur is in ons eie land, as ons let op die verloop van gebeure in die wêreld daar buite, dan weet ek, gaan jy saam met my stem, ons tref die boek baie tydiglik. Hierdie boodskap van Openbaring is vir ons kraakvars, dis vir ons treffend, dis vir ons relevant en dis vir ons uiters noodsaaklik om as kerk van die Here Jesus Christus op hierdie huidige oomblik en tydstip te hoor en te verneem wat die Here vir ons sê na aanleiding van hierdie laaste brief in die Nuwe Testament. So dis my oortuiging dat die Here in sy voorsienigheid ons hiernatoe gebring het, dat die Here ons op 'n plek geplaas het waar hy met ons hieroor wil praat, en ons vertrou hom met verwagting om ook sy doel in ons lewe in en deur die bestudering van hierdie brief te bereik. So lees saam met my vanoggend vers 4 tot en met vers 8. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sonde gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het in al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Kom ons lees net tot sover. Ek is seker, jy sal met my saamstem vanmôre dat ons grootste behoefte as mens in 'n stukkende wêreld is aan wat ons kan noem geloofwaardige geborgenheid. En dis miskien 'n bietjie onduidelik gestel, maar wanneer ons verwys na wat ons noem geloofwaardige geborgenheid, dan gaan dit oor daardie hinkering en begeerte wat teenwoordig is in elkeen van ons, om in die eerste plek net te kan weet en te kan beleef en te kan ervaar dat ons behoort, en om dan in die lig van waaraan of aan wie ons behoort, om veiligheid te beleef, om beskerm te voel, gegewe dit of wie ons dan ingeborge is. Hierdie is eintlik 'n baie interessante begrip, is nie 'n taal wat ons elke dag mee praat nie, maar om geborge te wees is eintlik afkomstig vanuit die Nederlandse woord burg, wat letterlik verwys na 'n toevlugsoord. Die woord burg
vestig jou aandag letterlik op 'n skuiling of op 'n skuilplek. En hierdie is natuurlik alles begrippe wat direk dui op ons nood of op ons behoefte aan veiligheid en aan sekuriteit. En ek weet, soos ek met jou gesels, kan jy met my klimatiseer. Ek hoef nie veel meer te sê nie, ek hoef nie verder te verduidelik nie oor die noodsaaklikheid hiervan en die teenwoordigheid daarvan, ook in die lewe van die Christen. Ten opsigte daarvan is ons op dieselfde bladsy. Die belangrikste vraag om egter te vraag is, waar is hierdie geborgenheid, geloofwaardige geborgenheid te vinde? By wie is dit te vinde? Waar kan ons dit kry? Na wie toe moet ons gaan? Na wie toe kan ons vlug as toevlugoord en as skuilplek? En as jy saam met my hieroor wonder, wil ek jy moet verstaan dat die aanhef tot die brief Openbaring het spesifiek ten doel om ons aandag te vestig op die Here en op die Here alleen as die Christen se onfeilbare bron van geborgenheid. Dis hoekom hierdie verse in jou Bybel is. Dis daar om aan jou bekend te maak dat ongeag die verloop van die lewe en ongeag die omstandighede waarin jy jouself ook al bevind, wil die Here hê jy moet weet dat jy in hom 'n vaste burg het. Iemand wat onwankelbaar grense rondom jou trek, 'n skuilplek en 'n toevlug te midde van die gebrokenheid waarin ons vasgevang is. Wat aangespreek word in hierdie gedeelte, dis net 'n paar verse, maar daar's 'n rykdom van betekenis en bemoediging vervat in die Bybel vir elkeen van ons hier. En wat aangespreek word is hierdie realiteit van die Christen wat veilig geburger is in God drie enig, in die Vader, die Gees en die Seun. So dis belangrik dat jy wat ingeskakel het vanoggend meer sal doen as om net te luister. Hierdie is nie die tipe van boodskap wat jy moet beperk tot dit wat jy hoor nie. Hierdie is iets wat jy ter harte moet neem. Die Here is goed vir jou. Jy moet hierop agslaan op wat jy hoor vanoggend. En jy moet in hierdie dimensie van wat jy by die Here kry, gaan lewe, want wat God vir jou gee vandag is inderdaad 'n goddelike dimensie van bemoediging en onderskraging om te weet jy behoort en jy behoort veilig. Nou om jou te help met gedagtegang, wil ek hê jy moet dink aan jou aardse bestaan as 'n boot wat sy weg moet vind op die oop see van die lewe. En as jy jouself in hierdie opsig sien, gooi jy in hierdie boodskap saam met my 2 ankers uit. 2 ankers wat jou onwrikbaar gaan maak teen die aanslag van die golwe wat al te dikwels dreig. Die golwe van die lewe om jou lewensboot as te ware te sink. En hierdie 2 ankers verwoord ons as volg. In die eerste plek is daar 'n onwankelbare burg opgesluit in hierdie gedeelte vir die hede. En hierdie burg word geïdentifiseer in vers 4 tot 6 as God drie enig. En in die tweede plek is daar 'n onwankelbare burg as vooruitsig vir die toekoms. Nie net vir die nou nie, maar ook vir dit wat nog op pad is. En hierdie burg word geïdentifiseer as die terugkeer in triomf van die Here Jesus Christus in vers 7 tot en met vers 8. So vertoef saam met my hierby, gooi hierdie 2 ankers uit vanmôre uit jou lewensboot uit en word gevestig in die Here. In die eerste plek, ons vertoef by wat ons noem 'n onwankelbare burg vir die hede wat geïdentifiseer word as God drie enig. Let op die 4de vers. Jy sal opmerk dat die brief van Openbaring geadresseer word direk en spesifiek aan die 7 gemeentes in Asië. Nou hierdie gemeentes word later, as jy net vlugtig verloor, in vers 11 by die naam geïdentifiseer na gelang van elkeen van hulle se ligging. Dis 'n brief wat gerig word aan die kerkhof van die gemeentes in Efese en Smyrna en Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. So ons heel eerste waarneming uit wat ons hier hoor, is dat hierdie inderdaad historiese kerke was. En dit beteken net dat hierdie kerke of hierdie gemeentes werklik bestaan het. Ons kan in kindertaal sê, Johannes skryf wat hy hier skryf aan regte gemeentes wat regtig bestaan het, uit lidmate wat regtig geleef het. En die brief se inhoud uit die aard van die saak, soos wat ons al gesê het,
is dan ook van toepassing op hulle gegewe die omstandighede wat hulle beleef het ten tye van die ontvangs van hierdie geskrif. En ons verstaan dit. Hulle is die oorspronklike en die initiële teikengroep aan wie hierdie skrywe gerig word. Maar Johannes se teikengroep mag nie beperk word tot hierdie gemeentes nie. Ons kan nie vanoggend onsself distansieer en sê wel die inhoud van die brief is nie regtig vir ons bedoel nie, want ons word nie by die naam geïdentifiseer as een van die 7 nie. As jy let op die inhoud van vers 4, sal jy sien dat ons hier te doen kry met die eerste verwysing in Openbaring na 'n getal. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Nou as jy enige iets van Openbaring en van die Bybel weet, dan sal dit nie vir jou nuus wees om vanoggend te verneem dat die getal 7 'n baie prominente getal in die Bybel, maar veral ook in die boek Openbaring is nie. Daar word direk meer as 50 keer vermeld. Die getal 7 word meer as 50 keer vermeld in hierdie Openbaring van Johannes. Nou, dis nie per ongeluk nie, dis nie per abuis nie. Wat ons ter harte moet neem, is dat die getal 7 in die Bybel baie duidelik aanduidend is van volkomendheid of van volledigheid. En hierdie betekenis of interpretasie ontspring natuurlik reeds so vroeg soos die Genesis verhaal, toe die Here die skepping in 7 dae voltooi het, volledig voltooi het, volkome afgehandel het, die werk van sy hande vervolmaak het. En sedert hierdie Genesis periode of verhaal, handhaaf die Bybel hierdie koneksie tussen die getal 7 en volkomendheid of volmaaktheid of volledigheid op 'n konstante basis, deur die Ou sowel as die Nuwe Testament. Verskeie voorbeelde kan genoem word, maar dink net in eenvoud aan dinge soos byvoorbeeld, as die priester in Levitikus hoofstuk 4 vers 6 en 17 beveel word om die bloed op die altaar te sprinkel, is die instruksie van die Here dat hy dit 7 keer doen. En hoekom 7 keer? Wat is die intensie? Wat is die motief daar agter? Die aantal kere is indirek inderdaad aanduidend, simbolies aanduidend van die volledigheid of die volkome reiniging wat deur hierdie handeling bewerk word. Dit wat besprinkel word volledig en volkome gereinig. En die hoeveelheid, die getal help ons om die betekenis of die bedoeling daar agter te verstaan. As 'n Israeliet byvoorbeeld onrein geraak het deur aan 'n dooie te raak of aan oorskot te raak, het die proses, soos wat jy waarskynlik weet, van rein word 7 dae geduur. En hoekom was dit 'n 7 dae periode? Die periode weer eens bepaal as aanduidend om te versinnebeeld dat hier volkome reiniging ingetree het na die verontreiniging. En die Bybelse voorbeelde in hierdie spesifieke verband is legio. Nou Johannes se skrywe, alhoewel dit histories gerig was aan hierdie spesifieke gemeente soos wat dit vermeld word, moet ons verstaan dat die brief se inhoud nie net tot hulle beperk kan word nie. Die gebruik van die getal 7 hier is ook doelbewustelik om aan ons te kenne te gee dat die volledige of die volkome kerk van die Here Jesus Christus die ware teiken gehoor is. As jy dit nie verstaan nie, wat ons probeer kommunikeer, is dat hierdie skrywe op grond van die 4de vers reeds baie duidelik geadresseer word aan alle gemeentes gedurende die kerklike era, deur al die eeue heen en derhalwe ook aan ons. So die laaste ding wat ons wil doen is om terug te staan en te sê, Here, ons luister nie mooi nie, want U praat nie regtig met ons nie. Ons wil nie die brief beperk nie, ons wil dit verstaan soos wat God dit bedoel het. Daar's 'n historiese teiken gehoor en dan is daar 'n universele teiken gehoor. En as jy dink ons verstaan dalk verkeerd, is dit interessant om te let op die feit dat die universele bedoeling van die brief ook baie duidelik afgelei kan word uit die res van die gegevens in hoofstuk 1 en in hoofstuk 2 en in hoofstuk 3.
onder andere, as jy belangstel, die beskrywing van hulle vir wie die brief bedoel word in vers 6, kan nie beperk word tot net die Christene van Asië nie. As die Here onder andere hier vir ons te kenne gee wat hy ons maak op grond van Jesus se lewe en dood, dan sê hy wel ons is konings en priesters vir sy God en Vader. En dis natuurlik 'n uitspraak wat waar is van alle gelowiges, van alle Christene. As ons verder af sou lees, en ons gaan daarby kom in die toekoms, dan sal jy raak sien dat die beeld wat later gebruik word as verteenwoordigend van die kerk, is die van 'n kandelaar of van lampstanders. En ons gaan by die detail kom, en jy gaan hoor dat hierdie beeld ook ontleen word vanuit die Ou Testament, waar die lampstanders in die tempel die hele volk van God verteenwoordig het. So selfs in die beeld wat Johannes gebruik om die kerk aan ons tentoon te stel of te versinne beeld, is die bedoeling daarin en daardeur om te kenne te gee dat nie net hierdie gemeentes, hierdie historiese gemeentes ter sprake is nie, maar die kerk van die Here deur al die eeue heen. En daarom verbaas het ons nie later wanneer die Here God afsonderlik met hierdie gemeentes korrespondeer en met hulle in gesprek tree, dat hy ook die spesifieke gemeente se brief mik op al die ander kerke van die Here. Bedoelende, jy sal opmerk in hoofstuk 2, byvoorbeeld in vers 7, alhoewel dit waar is dat die Here hier met die gemeente van Efese praat, word die instruksie in vers 7 gegee, wie 'n oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. En die woord gemeentes daar is in eenvoud of in enkelvoud geskryf. So die bedoeling is onmiskenbaar daar, dis vir Efese in die historiese konteks, maar dit mag nie beperk word tot Efese nie. Wat daar geskryf word, moet ook gehoor word deur die res van die kerk van die Here Jesus Christus. En dis nie per abuis nie, dis nie per ongeluk nie. Dieselfde gebeur met die gemeente van Smyrna in hoofstuk 2 vers 11, dieselfde met Pergamus in vers 17, dieselfde met Thyatira en so meer. Dis waar vir elke een van hierdie gemeentes. So die vraag is dan, wat het God te sê vir sy kerk? Wat wil die Here kommunikeer aan sy kerk universeel? Wel, hy groet ons, en hy groet ons met 'n uitspraak van seën in vers 4. Genade vir julle en vrede. Nee, en terwyl ons dit hoor en beleef en ervaar, in ons eie konteks, wanneer ons onsself in die skoene plaas van hulle wat dit initieel gehoor het, dan wek dit die vraag in ons hart en in ons gemoed, waar is hierdie genade, waarvan hier dan sprake is, en waar is hierdie vrede? Bedoelende gemeente, genade verwys immers na God se onverdiende guns, wat oor ons uitgestort word, en die woord vrede verwys na sy glimlag. En die vraag is, hoe ag jy jouself as iemand wat deel in die goedheid en in die guns van die Here, as jou aardse lewe besaai word met verdrukking, soos wat in die geval was in hierdie mense se werklikheid en realiteit? Die vraag is, hoe kry jy dit reg om in jouself te dink as iemand oor wie die Here God glimlag, as jy goddelose teëspoed daagliks in die oë moet kyk en die effek daarvan as te ware moet voel en moet beleef aan jou lyf? Nou as jy verkeerd oor die vraag nadink, gaan jy eindig by die verkeerde bestemming. Die antwoord hierop lê opgesluit in 'n besef van wat jy in God het, wat hy vir jou gedoen het en wat hy jou gemaak het. En as jy hierdie 3 dinge kan snap, dan verstaan jy die uitspraak van guns en vrede waarmee die Here na sy kerk toe kom in hierdie spesifieke verwysing. Nou ons kom in 'n oomblik by die detail, maar sien net gou saam met my raak hoe die genade en vrede wat hierna verwys word, die produk is van die 3 enige God. Vers 4, vers 5 en vers 6. Genade en vrede vir julle van. In die eerste plek hom wat is, wat was en wat kom, en onmiskenbaar in die konteks baie duidelik as aanduiding van God die Vader. So hierdie seënwense kom vanaf die Vader, maar nie net van die Vader nie, ook van die Gees. Die laaste gedeelte van vers 4, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, 'n bietjie meer later hieroor, en dan ook vers 6, en, nou is belangrik, hoor dit, genade en vrede vir julle van en,
Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood en so meer. So val dit jou ook op vanmôre dat God se guns en God se glimlag verskaf word deur die Vader, dat dit aan ons verleen word deur die Gees, en dat hierdie guns en vrede verwerf word deur die Here Jesus Christus, die besonderheid van die wyse waarop die drie-eenheid geïnkorporeer word in dit wat hier uitgespreek word oor die kerk van die Here Jesus Christus. Nou kom ons vertoe vir 'n oomblik by die detail. In terme van die Vader word daar na hom verwys as die een wat was, wat is en wat kom. En hierdie uitspraak is 'n refleksie van God se bekendmaking van homself. Dit ontspring van uit die Ou Testament, Exodus hoofstuk 3 vers 14, toe God homself tentoon gestel het as die ek is, en dit ontspring vanuit die verwysings in Jesaja, naamlik hoofstuk 41 vers 4, Jesaja 43, 10, 44, 6 en hoofstuk 48 vers 12. En gelees in die konteks van die Ou Testament waaruit dit afkomstig is, verstaan ons dat al hierdie verwysings bedoel was en bedoel is om die klem te plaas op God as die soewereine en konstante teenwoordige in en oor die ganse verloop van alles in die wêreld. Die bedoeling daarin en daardeur is om te kenne te gee en om jou te help om te sien dat hierdie werklikheid waarin ons vasgevang is nie oorgelaat aan wat ons kan noem toeval of iets of iemand anders se genade nie. Hierdie verwysings is opgeteken in jou Bybel om God tentoon te stel as die konstante, die ewiglik konstante, en om die Here tentoon te stel as die soewereine heerser wat direk betrokke is en beskik die verloop van die ganse kosmos. En dit gee vir ons hoop, ons kan moed skep, ons kan skuilings vind in 'n wete soos daardie. Jy sien, dis in die Bybel om vir ons te help, om vir ons te leer dat God inderdaad 'n God van die verlede is, maar nie net 'n God van die verlede nie. Bedoelende, ons kan nie vandag na die Here vinger wys en sê, u was op 'n stadium betrokke en teenwoordig, maar dit is baie duidelik dat die wiele van die skepping afgeval het en dat alles nou buite beheer is nie. Dit is baie duidelik dat God 'n God vir die toekoms is, maar dat hy nie net 'n God vir die toekoms is nie. Bedoelende, ons kan nie na die Here vinger wys en vir hom sê, weet die Here, ons verstaan dat alles op hierdie stadium uitmekaar uitval, dat u nie u hand by wyse van spreke en met respek so lekker het op die verloop van die lewe nie, maar ons weet iewers in die toekoms, gaan u weer tevoorskyn kom en gaan u weer beheer neem, want u is die God wat kom. Ja, hy is die God wat kom, en hy is die God wat was, maar hy is ook die God wat is, en dis aanduidend van sy konstante betrokkenheid, teenwoordigheid en heerskappy in die hier, in die nou, op hierdie oomblik. Hy is inderdaad deur al die eeue altyd God. God van die verlede, God van die hede, God van die toekoms. En dis die tipe burg wat jy soek, dis die toevlugsoord waarna ek smag, dis die skuilplek waar ek sal veilig voel, as ek een kan vind, wat die totale aardse werklikheid van begin tot en met die einde in sy hande het, en alles aan homself onderwerp elke oomblik van elke dag. So van die begin af was hy God, en tot aan die einde sal hy God bly, en ook op hierdie oomblik is hy God, en rig hy die verloop van alles na die welbehae van sy wil, en met die oog op sy eie verheerliking. Dit was nooit anders nie, dit is nie nou anders nie, en dit sal nooit anders wees nie. En hierdie is jou God, en hierdie is jou beskutting. En hierdie wete kan jy saam met my veilig voel. Hierdie God is jou God, en die guns en die glimlag van hierdie God is wat hier ter sprake is, en ter sprake kom oor sy mense. Dis van hom, wat was is en kom. Maar dis ook al duidelik vanuit vers 4, dat dit afkomstig is van sy gees. Nou let op die beskrywing, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. En ons moenie hieroor verward raak nie, ons moenie onbybels of
of in terme van ons denke deur mekaar raak ten opsigte van die persoon van die Heilige Gees nie. Hierdie is die tweede vermelding van die getal 7 en die vraag is, hoe moet ons dit verstaan? En as ons net vir 'n oomblik weer in herinnering mag roep, dat hierdie getal baie duidelik is of aanduidend is van die volheid of die volledigheid van dit wat ter sprake is, dan hoor ons die stem van die Here. Hierdie guns en hierdie vrede kom van die volheid of in die volledigheid, in die volkomendheid van die Gees van die Here. Die totale som van die guns wat God verskaf deur die bediening van sy Gees word werklikheid gemaak in sy mense se lewe. Deur die bediening van sy Gees is ons oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Deur die bediening van sy Gees word sy woord vir ons lewend gemaak. Deur die bediening en die bekragtiging van sy Gees word sy mense in staat gestel om in 'n stikkende wêreld te kan leef en om ten spyte daarvan en te midde daarvan getransformeer te kan word na sy beeld en na sy gelykenis. Dis alles die werk van sy Gees en die guns en die vrede van die Here kom in die volheid van sy Gees na sy mense toe. En hierin weer eens kan ek myself vestig. Hierdie is my skuilplek, dis my burg, dis my toevlugsoord, om te weet, ek leef in 'n aardse werklikheid, maar ek leef onder die bekragtiging van die volheid van God, deur sy Gees wat my in staat stel, om myself te handhaaf en te leef, tot lof van sy heerlikheid, al lyk hierdie wêreld soos wat hierdie wêreld lyk. So God is die burg, God is die vesting, die Vader, die Gees, en nie net die Vader en die Gees nie. Die guns en glimlag van God word ook aan ons verskaf deur sy Seun. Inderdaad is dit verwerf deur sy Seun. Vers 5, en van Jesus Christus. En dan word die Here Jesus hier tentoongestel in sy aardse hoedanigheid, in terme van sy verlossingshoedanigheid en ook in terme van sy hemelse heerlikheid. Hier word verwys na hom as die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood en ook as hom as die koning oor die owerstes van die aarde. Nou ons het al sekerlik uit ervaring geleer by die tyd dat Johannes baie sterk leen op die Ou Testament. En is miskien goed om net vinnig aan jou te vermeld dat ook hierdie 3 identiteite ontspring uit Psalm 89 vers 28 en vers 38. Kan ek baie vlugtig vir jou lees. Dis 'n messiaanse psalm wat vooruitkyk na die Here Jesus Christus, God wat sê, ja, ek sal hom 'n eerstgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. En daar het jy die eerste 2 begrippe, die verwysing na die eerstgeborene en die verwysing na die heerskappy, die gesag en autoriteit. En dan in vers 38, soos die maan sal hy vir ewig vas staan en die getuie in die hemel is getrou. En onmiddellik al 3 elemente identifiseerbaar geïnkorporeer in die taal wat Johannes praat. Nou maak die nodige verstelling, soos reeds gesê, in jou hart en kry in fokus hoe Johannes hier na Jesus verwys in terme van nommer 1 sy aardse bediening. Wie is hy? Hy is die getroue getuie. Wat kommunikeer dit? Wat moet jy verstaan? Wat moet jy hoor? Dat hy die een is in wie en deur wie God homself geloofwaardig bekend maak. As jy aan die ander kant van die kamera sit en jy wonder, wie is God? En jy vra die vraag, maar hoe is God? Hier is jou antwoord, God het homself volkome bekend kom maak, kom verklaar, kom openbaar, waar? Nie in iets nie, maar in iemand, in en deur die Here Jesus Christus. Hy is die getuie van God, maar nie net die getuie van God nie, hy is die getroue getuie. Jy sien, daar's vele ander wat aanspraak maak op die feit dat hulle die openbaring van God is en die waarheid van God bring, maar hulle is feilbaar en hulle is leenaars en hulle is vals. Maar op die Here Jesus Christus, op sy persoon en op sy werke kan jy staat maak. Hy is vanuit die hemel deur sy Vader in sy aardse bediening bekragtig. So wat hy vir jou sê, kan jy glo, op sy woord kan jy reken. En as hy dan kom en vir jou sê, wie my gesien het die Vader gesien, dan kan jy dit ag as waaragtig en betroubaar. Jy het geen verskoning om in ontkenning te leef ten opsigte van wie die Here is nie. Hy word geïdentifiseer in terme van sy verlossingswerk. Hy is die eerstgeborene uit die dood, bedoelende die een wat opgestaan het
om nooit weer te sterf nie. Die een wat deur sy opstanding die dood laat sterf het, en die een wat jou as Christen onaantastbaar gemaak het voor jou grootste bedreiging. Op grond van hom kan jy vanmôre weet dat die dood in die uitsluitlike sin van die woord nooit die voorreg sal hê om sy kloue in jou in te slaan nie. Want dit is wie die Here Jesus Christus is. Hy is die een wat ons lief gehad het. En dit nie net aan ons verklaar het nie, maar aan ons dit bewys het. En hoe het hy dit gedoen? Wel, deur ons te was, van ons sonde in sy bloed. Die gedagte van sy bloed verwys na sy dood. Hy het sy lewe afgelê. Hoekom doen hy dit? Want dis die prys wat God geëis het. Dis wat God gevra het. Hy het dit kom verskaf. Hy het dit kom gee, om ons te maak wat ons vandag is. En nou kan ons voor God staan met 'n rekord wat skoon is. Nie omdat dit skoon was nie, maar omdat hy dit skoon gemaak het. Ons staan voor die Here, volkome gereinig in terme van hierdie verlossingswerk. En hier sien ons hom ook in sy hemelse heerlikheid. Wie is hy? Hy is die owerste oor die konings van die aarde. Maak jou hart stil en dink oor wat die Bybel sê. Wat beteken dit? Ek vra jou hierdie vraag. Dit verwys na Jesus se posisie. Wie regeer, gemeente? Wie is waarlik aan bewind? Is dit regtig die regerders van die aarde? Is dit die parlemente of die diktators of die demokrasie? Wie is dit? Want jy hoef nie te wonder nie. Hier is die antwoord, hier is die oplossing. Hier is jou skuilplek. Hier is jou bid. Hier is jou toevlugoord. Jy kan gaan leef, in die wete dat die Here God onder andere homself aan jou bekend gemaak het. Jy kan leef in die wete dat jy die waarheid aangaande God deelagtig geword het en dat jy in die lig van sy waarheid kan leef in die hier en ook in die nou. Jy kan gaan leef in die lig van sy verlossingswerk wetende, dat die laaste vyand wat jou in die gesig staar vernietig is deur die een aan wie jy behoort, dat jy onaantastbaar is vir dit wat ons vandag ken as die dood, en selfs in terme van jou aardse omstandighede kan jy veilig wees, want jou lewe, jou omstandighede, jou toestand is nie in die hande van enige iets of iemand nie. Hy is die koning oor die owerstes van die aarde. Maak dit jou dimensie, maak dit jou bemoediging, handhaaf jouself in die lig daarvan. En asof hierdie bemoediging nie genoeg is in sigself nie, getuig Johannes in vers 6 van die uitkomste van dit wat Jesus se verdienste vir sy mense verwerf het in vers 6. Hy het ons gemaak konings en priesters vir sy God en vir sy Vader. Dink oor jouself in hierdie verband as koning van God. Dink oor jouself in hierdie verband as priester van die Here. Wat beteken dit? Wat impliseer dit? Wel, weer eens, hierdie is 'n direkte aanhaling of verwysing na die Ou Testament, Eksodus 19 vers 6, waar God na Israel verwys as 'n koninkryk van priesters. En hierdie Ou Testamentiese uitspraak of profesie, wat God eens gemaak het oor die fisiese Israel, getuig Johannes, word verwesenlik nie in etniese Israel nie, maar in die Nuwe Testamentiese kerk. Die kerk vervul dit wat Israel nooit kon vervul nie, naamlik om te wees en te word 'n koninkryk van priesters vir die Here. Maar wat beteken dit? Wat is die inhoud? Wat moet ons verstaan? Nou probeer snap wat God vir jou wil leer. Luister mooi na wat ek vir jou sê. Die kruis is die een plek waar God ten diepste bewys dat alles nie is wat dit voorkom om te wees nie. Okay? Die kruis is die een plek waar God vir jou wys dat die hemelse perspektief of dimensie belangrik is. Want daar op Golgotha vasgenaal as vervloekte van God vervul Jesus Christus sy rol as priester en sy rol as koning. Daar op Golgotha bring hy die volmaakte offer homself deur sy lyding. So hy vertolk die rol van priester daar, maar aan daai einste kruis vertolk hy ook die rol van koning, want daar verslaan hy sy vyande. Al kom dit vir jou voor asof hy die een is wat op daardie stadium vernietig word. En so is dit ook waar vir ons as Nuwe Testamentiese kerk. Ons staan in sy diens as priesters. In watter opsig? In die opsig dat ons hierdie verlossingswerk van hom neem en deur die verkondiging van die evangelie bekend gaan maak aan die wêreld. En terwyl ons dit doen, ly ons en kry ons dikwels swaar, soos wat die Here Jesus Christus gelei het
en soos wat hy swaar gekry het, maar terselfdertyd, in hierdie rol wat ons vertolk as priesters, heers ons saam met die Here ook as koning. Hoekom? Want deur die verkondiging en die uitleef van ons roeping, bring ons die heerskappy van die Here na die aarde, in mense se lewe, in mense se harte, deur die evangelie, al wil dit soms voorkom asof ons as kerk die een is wat oorwin word en die een is wat vernietig word. Nou vra ek vir jou, wat dink jy was die waarde daarvan vir hierdie Christene om hierdie dinge te weet, om hierdie perspektief te kon snap, om hierdie kopskuif te kon maak, om in alle omstandighede te kon weet wie hulle in God het, om te kon verstaan wat hy hulle gemaak het, en om van hom te kan hoor, genade en vrede vir julle. Ja, vir julle onder die bewind van die Romeinse ryk, wat in julle verdrukking en in julle swaar kry, selfs tot die dood toe gemartel word, guns en goedheid en my glimlag vir julle. En ons verstaan dit, nee. Ons hoor dit so, ons vat dit so uit die hart van die Here. So ons laat sak hierdie een anker, 'n onwankelbare burg vir die Here, God Drie-enig. En terwyl ons dit doen, laat sak ons ook die volgende een onwankelbare burg as vooruitsig vir die toekoms, die terugkeer en die triomf van Jesus Christus. Wat probeer ons hoor? Weet die gemeente, om te weet hoe iets eindig, help sekerlik baie, is ek reg? En wat die einde betref, wil Johannes ons aandag vestig op 'n gebeurtenis. Hy sê in vers 7, kyk, hy kom met die wolke. En as hy sê kyk, is sy bedoeling om met aandag jou oë te vestig en om te aanskou dat die storie van die wêreld 'n mooi einde sal hê vir die kinders van die Here. En hoe gaan dit alles kulmineer? Hoe gaan dit eindig? Met God se seun wat in heerlikheid sy verskoning maak en elke oog sal hom sien. Ja, selfs hulle wat hom deursteek het fisies met sy kruisiging en hulle wat hom deursteek deur hulle ongeloof, nê? En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Amen. Jy sien gemeente, Johannes skiet hier met 'n dubbelloop vanuit die Ou Testament. Hy is briljant in wat hy doen. Die eerste gedeelte van vers 7 is 'n vermelding van Daniël 7 vers 13, waar hy die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel. En die tweede deel van die vers is 'n vermelding van Sagaria 12 vers 10, waar daar 'n profesie is oor die berou wat sal kom in Jerusalem, met hierdie verskil. Johannes beperk nie die interpretasie daarvan tot 'n fisiese Jerusalem nie. Hy sê nee, dis nie net die Jode nie, maar al die nasies, al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Nou wat bedoel dit? Hulle gaan spyt wees. Lees die Nuwe Testament. En let op dit wat hier gebeur, wat die koms van die Here aanbetref. Dis 'n openbare publieke aangeleentheid. Elke oog sien hom. Die koms van die Here is nie 'n geheime of 'n onsigbare gebeurtenis waarvan niemand notisie neem nie. Ons moet verseker hiervan notisie neem. En veral jy wat nie vandag kan weet en kan sê en kan getuig dat jy gewas is van jou sonde in die bloed van die lam nie, jy veral moet notisie neem. Die tweede gedeelte van vers 7 sê vir jou dat die volke van die aarde gaan in selfverwyd weeklaag. Dit beteken dat op daai oomblik gaan mense hulle verwyd. Vir wat? Vir hulle rebellie, vir hulle opstand, vir hulle veragting, vir hulle minagting van die Here Jesus Christus. Johannes sê dis seker, ja dis seker. En geen twyfel hieroor nie. Op daai spesifieke oomblik, op daai spesifieke stadium, gaan jou verwerping en jou minagting van die Here Jesus Christus jou kos. Dit gaan jou die hemel kos. Dit gaan jou die ewigheid kos, oor jy jouself platvoers, blind en doof gehou het vir God, vir wie hy is en vir sy bekendmaking en sy openbaring van homself in Christus Jesus, die Here. Hierdie dag hoef nie vir jou 'n dag van spyt te wees nie. Dit kan op hierdie oggend oomblik verander. Maak jou hart oop, maak jou ore oop. Nee, verwelkom deur geloof die geskenk en die bekendmaking van God se seun aan jou, in jou en sy verdienste. Maak dit jou eie, nee. Aanvaar sy koningskap, sy heerskappy oor jou lewe, oor jou hart en werp jouself voor hom neer en smeek hom vir sy vergifnis, want hy's gretig om dit ook vir jou te gee. Maar dis jou God nie. Dis jou God vir wie hy aanspreeklik is. En dis waarmee Johannes afsluit in vers 8, met 'n bekendmaking van sy goddelikheid. Ek is die Alfa en die Omega. Wie sal die woord hê? Wie sê dit? Wie praat hierdie tipe taal? Dis niemand anders nie as die Here Jesus Christus. Vers 7 maak dit duidelik en ook later in vers 11. Ons moenie hierdie woorde vertolk as afkomstig van iemand anders nie. Dis Jesus wat 'n verklaring maak van sy eie identiteit. Wat sê hy? Ek is die Alfa en ek is die Omega.
Dis beeldspraak, 'n verwysing na die eerste en laaste letter van die Griekse alfabet. In Afrikaans is Jesus besig om vir Johannes te sê, om homself te verklaar as die A tot Z. Hy is besig om te sê, ek is die som totaal. Die som totaal van wat? Die som totaal van die hele wêreldse geskiedenis. Dis Jesus wat sê, alles wat ooit was in die ganse verloop van hierdie wêreld is gemik op hom. Hy is die begin, hy is die einde. Hy is alles tussenin. Dit alles sentreer in hom, dit alles gaan oor hom, dit alles gaan uitspeel in die verheerliking van hom. Ons het hier te maak met 'n uitspraak wat ten diepste 'n verklaring is en aanduiding is van sy goddelikheid. Jy het seker raak gesien dat dieselfde wat van die Vader gesê word in vers 4, word van die Seun gesê in vers 8. Hy word ook genoem die een wat is, wat was en wat kom. Bedoelende, hy is God se gelyke. Moet hom nie verag nie, moet hom nie minag nie. En om as te ware die spyker op die laaste spyker in die kus van die argument te slaan, word hy geïdentifiseer as die almagtige, die alkragtige, 'n uitsluitlike eienskap, volkomendheid en kenmerk wat net aan God kan behoort. Nou sê ek vanmôre vir jou kerk van die Here, luister vir my, genade en vrede vir julle. Weet vanmôre een ding en wees verseker daarvan, hierdie God, wat dit vir jou gedoen het en wat dit van jou gemaak het, hy is jou beskutting. Hy was dit nog altyd vir sy mense. Hy is dit ook vir ons in die hier en in die nou. En hy sal dit ook vir ons wees in terme van die toekoms. En derhalwe ons uitspraak, ons geloofsvertroue om vanmôre vir mekaar te kan sê, ongeag myself en die verloop van my aardse lewe, ek is veilig geburger in die Here. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir U baie dankie sê vir die voorreg wat U vir ons gee, om vanmôre te kan saam wees in die lig van U woord. Dankie vir die bemoediging, dankie vir die waarheid. Dankie dat U vir ons gehelp het, Here. Dankie vir dit wat U ons gemaak het. Dankie vir Jesus Christus, dankie vir sy oorwinning. Dankie vir sy soewereine heerskappy. Dankie vir die voorreg om aan hom te behoort en deur hom beskut te word. Waarlik, Here, ons hoor dit, ons neem dit ter harte. Geseënd is ons van die Here en ons leef in 'n stikkende wêreld onder die glimlag van God in die lig van wie U is en wat U vir ons gedoen het. Geburger in die hede, geburger in die toekoms. Voorwaar, dankie vir die voorreg. Mag die dimensie wat U vanoggend aan ons gekommunikeer het, die dimensie wees waarin ons gaan lewe. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm.